So, vandag is ons in die laaste gedeelte van Handelinge 20, en julle kan julle Bybels daar oopmaak, die laaste gedeelte van Handelinge 20 vanaf vers 26. Nou laasweek het Jannie bedien oor hy het begin praat oor die einde van die derde sendingsreis van Paulus. En waar Paulus besig was om in Macedonië by die mense uit te kom, en hy is besig om in Efese te bedien, en daar's 'n gedeelte wat een van die ouens wat in die venster sit op die 3de verdieping aan die slaap raak, en hy val uit daai vertrek uit. En hulle almal is bewoed daaroor, en hoe Paulus toe sê, moenie bekommer nie, sy lewe is in hom, en hulle het vir hom gebid, en hulle het aangegaan met die woord wat Paulus gebring het, tot die volgende oggend toe. En ons sien in hierdie gedeelte, Jannie het begin afsluit, waar Paulus vir die leiers van Efese sê, luister, ek wil gou met julle praat, ek wil hê julle moet hiernatoe kom, dat ek met julle kan praat, want hy het iets in sy gees begin beleef, dat die Heilige Gees hom waarsku, dat iets gaan gebeur met hom, en hy weet nie wat nie, maar sy oë is gerig, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en hy besef, dat hulle moontlik nie weer sy gesig gaan sien nie, en hy wil die laaste keer met hulle praat, die leiers van die kerk van Efese. Nou die woorde wat ons gaan lees van Paulus, is nie net van toepassing vir daai tyd gewees nie, dis tot van toepassing op ons vandag. Maar ek wil hê jy moet jouself die vraag vra, want Paulus moes vir homself daai vraag vra, wat deel ek met hierdie leiers? Wat is die laaste woorde wat hulle gaan onthou van my? Ek wil hê jy moet jouself vra, wat is die laaste woorde wat jy wil hê iemand van jou moet onthou? Want ons is nie gewaarborg van môre nie. Ons weet nie hoe môre lyk nie. Wat is die woorde wat mense moet onthou van jou? Nou kom ons lees vanaf vers 26, wat sê Paulus vir hierdie leiers? Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julleself sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie, en hulle het hom na die skip begelei. So Paulus begin, en hy sê, julle gaan my gesig nie weer sien nie. En ek besef, dit is nie dieselfde soos ons nie. Herman, hulle is weg, 6 weke terug. Ons het vanoggend hulle gesig gesien. Daai tyd, as jy nie sy gesig weer sien nie, is daar 'n moontlikheid dat jy nooit weer eers gaan hoor van daai persoon nie. Maar vir 3 jaar lank het Paulus gearbei onder hierdie kerk. En ons gaan bietjie daarna kyk wat hy alles gedoen het. En ewe skielik sê vir hulle, julle gaan my nie weer sien nie. Hoe moes dit wees vir hulle om dit te gehoor het? Hierdie woord is so van toepassing op ons vandag, maar is nie 'n lekker woord wat ek lees, Paulus hierso bedien nie.
Sy laaste woorde was nie, alles gaan goed gaan, alles gaan great wees nie. Hy is besig om hulle te waarsku oor sekere goeters. En ek wil vir jou sê, hy het geweet, daar kom moeilike tye vir hom. Hy het geweet, daar kom moeilike tye vir die kerk van Efese. En ek wil vandag vir jou sê, daar kom vir my en jou ook moeilike tye. Die moeilike tye is nie wat agter jou is nie, want jy het dit oorkom. Jy het daar deurgekom. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Die moeilike tye is dit wat nog kom vir ons. Dit wat agter jou is, was moeilik, ja. Maar jy sit hier en jy het dit oorkom. Maar wat lê voor? Wat lê vir elkeen van ons nog voor? Paulus sê, ek kan met 'n rein hart hier staan, dat geen bloed van enige mens op my is nie. Hoekom sê Paulus dit? En hoe kan hy so ietsie sê? Kom ons lees wat sê hy in vers 27. Hy sê, want ek het nie nagelaat om julle die hele raad van God te verkondig nie. Paulus het aan hierdie mense die hele raad van God verkondig. Sou julle met my saamstem dat God 'n regverdige God is? Baie keer in 'n situasie, dan vra ons onsself, hoekom doen u dit? Hoe laat u dit toe? Maar as ons regtig objektief gaan wees, as ons regtig daarna gaan kyk, dan besef ons, God is 'n regverdige God. En hy wil ons help in elke situasie wat ons onsself bevind. Maar as ons sê God is 'n regverdige God, dan wil ek die vraag vra, dan moet ons weet, wat is die standaard tussen reg en verkeerd, en ons moet duidelik weet wat om te doen in 'n situasie. Sou julle nie so sê nie? Want God kan nie regverdig wees, maar iets van jou verwag wat hy nie vir jou duidelik gemaak het om te gehoorsaam of nie te gehoorsaam nie. Dink jy dit sou regverdig wees as jy nie die padreëls geken het nie en jy ry hier uit en jy ry 80 in 'n 60 sone, maar jy ken nie die padreëls nie en die speedkop trek jou af en sê jy het te vinnig gery. Gaan dit regverdig wees? Nee, as jy nie die reëls geken het nie. So daarvoor is daar 'n handleiding wat geskryf is wat elke persoon deur moet gaan vir hom om op die pad te mag ry. Is dit nie so nie? Hoekom moet daar 'n handleiding wees, dat jy weet wat jy mag en nie mag doen op die pad nie? So, as jy 'n karlisensie wil hê, moet jy 'n handleiding deurgegaan het en jy moes dit geslaag het om op die pad te mag ry. As jy 'n vuurwapen wil hê, moet jy 'n lisensie deurgegaan het, 'n handleiding deurgewerk het om 'n lisensie te kan kry om 'n wapen te mag hê. As jy 'n prokureur wil wees, moes jy al jou studies gedoen het en daar kom dan 'n tyd wat jy 'n lisensie moet kry om te praktiseer. So vir 'n dokter ook. Enige iets wat regskonsekwensies dra, is daar vereistes wat jy aan moet voldoen voordat jy in dit in mag tree. Nou die Bybel is my en jou handleiding. En dis meer as net 'n handleiding, maar dit is die handleiding wat ek en jy het om te weet wat is vir God reg en wat is vir God verkeerd. Hy weet wat ek en jy nodig het om ons lewens reg te rig volgens sy wil en sy plan. En Paulus sê, ek het alles met julle gedeel wat nodig is, alles vir julle gegee om te kan lewe en te kan funksioneer in die koninkryk van God. Ek het niks van julle weerhou nie. Daar's 'n gedeelte wat ons al gekyk het in Esegiel 3 en in Esegiel 33, want dit is wat Paulus spesifiek na verwys, praat God met Esegiel en hy sê vir hom, die wagter op die muur moet die mense waarsku, want as hy hulle nie waarsku nie, dan is die mense se bloed op sy hande. Maar as hy hulle gewaarsku het, en hulle kies om nie te reageer op dit nie, dan is die bloed op hulle self, en dit word nie vereis van die wagter op die muur nie. So Paulus deel alles wat hy het met hulle, sodat hulle goed voorbereid is. Nou hoe die mense reageer op die waarheid wat Paulus deel, lê net in hulle hande. Dit is nie in Paulus se beheer hoe hulle gaan reageer op die waarheid wat gedeel word nie. Net so met my en jou. Wanneer jy die waarheid met iemand deel, kan jy nie bepaal hoe daai persoon dit gaan vat nie.
Wat jy moet doen, is jy moet die waarheid deel, maar hoe jy dit deel, kan jy bepaal. Hoe jy dit oordra aan daai persoon, kan jy bepaal. En dit is wat ons op moet fokus, is wanneer ons waarheid deel, dat ons dit deel, maar ook in liefde met iemand deel. Daar's 'n gedeelte wat Jesus praat en hy sê, moenie haal eers die balk uit jou oog voordat jy die splinter uit iemand anders se oog wil haal. So ons moet mense kan help en teregwys, maar ons moet dit doen waar ons eers reg is. Kom ons lees wat sê vers 28. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Nou hierdie is 'n baie daai een vers is 'n baie diep gedeelte en ek gaan dit probeer vir julle so mooi as moontlik te probeer verduidelik. Want wat sê Paulus hierso? Hy sê gee ag op julleself voordat julle ag gee op die kudde. So hy sê kyk na jou eie lewe voordat jy na iemand anderste se lewe wil kyk. Maar wat het gebeur in samelewing? Ons hou nie daarvan as ons tereggewys word nie. Is dit lekker wanneer jy tereggewys word? Nee, wanneer my vrou vir my sê, Johan, daai wat jy doen is nie reg nie. Is nie lekker nie. Wanneer ek sê, daai hond het nou dom opgetree en my dogtertjie sê vir my, ons mag nie dom sê nie. Is nie lekker om dit te hoor nie. Maar dan moet ek jammer sê en sê, ja, ons mag het, ek kan nie so praat nie. Dit was nie reg gewees nie. Maar is nie lekker nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, as ons nie die keuse gaan maak om toe te laat om tereggewys te word nie, dan gaan ons onsself in 'n baie slegte posisie vind. So omdat ons nie daarvan hou om teregwysing te ontvang nie, wat ons dan doen is, ons sit oogklappe op. En ons sê, ek wil nie my foute sien nie, en ek gaan niemand anders se foute aanspreek of daarna kyk nie, want as ek daarna kyk, dan moet ek eintlik eers na myself gekyk het, so kom ons gaan maar net aan. En ons spreek nie ons eie foute en tekortkominge aan nie, ons laat nie toe dat die Here daai goeters in ons aanspreek nie, ons wil nie hê ander mense moet nie, en wat gebeur? Ons gaan maar net so deur die lewe, en ons hoop niemand sien dit nie, en ons probeer dit so goed as moontlik wegsteek, en wat gebeur? Ons sit met klomp mense, wat nie introspeksie wil doen nie, wat nie wil verander nie, en wat ook nie dan ander mense wil help om te verander nie, want ons hou nie van teregwysing nie. Ons moet gemaklik raak in die ongemak van teregwysing. Want dit is nie lekker wanneer iemand jou teregwys nie, maar dit is so nodig vir groei om plaas te vind. As ek en jy werklik wil groei en in die vryheid van die waarheid lewe, moet ons bereid wees om tereggewys te word. As ons nie teregwysing toelaat nie, dan is jy besig om te stagneer. As iemand met jou wil praat oor 'n aspek van jou lewe en sê nee, ekskuus, daai het niks met jou te doen nie, dan kies jy om teregwysing weg te wys en te sê ek wil nie op daai area fokus nie. Nou baie keer is dit 'n seerplek en dit is so. Maar ons moet toelaat dat die Here kan inkom in 'n area om reg te maak, om genesing te bring waar dit nodig is. God roep ons na heiligmaking. Hy wil hê dat ons moet wandel in die waardigheid van die redding wat hy vir elkeen van ons gebring het. Hy wil nie net hê jy moet eendag in ewigheid gelukkig wees nie. Hy wil hê jy moet nou al in die volheid kan lewe van die plan wat hy nou al vir jou het. Hy wil hê al jou tekortkominge moet gehanteer kan word, na gekyk kan word. Alles wat nie reg is nie, moet in lyn kom vir die plan wat hy vir jou het. En dit verg gehoorsaamheid. Dit verg 'n bereidwillige hart wat toelaat dat teregwysing inkom in ons lewens. Wie het hierdie mans opsieners gemaak van die kerk van Efese? Volgens die skrif sê dit die Heilige Gees.
Maar is dit nie Paulus gewees wat dit gedoen het nie? Paulus het oralste gegaan en ouderlinge aangestel en mense in posisies gesit. Maar hier sê dit dan die Heilige Gees. Paulus het dit gedoen met die leiding van die Heilige Gees. Die skrif is so mooi wat God sê, ek rig mense op en ek breek dit weer af. God is die ene wat mense in magsposisies sit. God is die een wat mense in posisies sit waar hulle is. Dis my en jou plek om te bid vir daai persoon. As ek kyk na Israel, toe hulle die begeerte gehad het vir 'n koning, toe sê God vir Samuel, rig vir Saul op. So God sien iets in Saul. Maar hoe Saul daai posisie hanteer het bepaal of hy in daai posisie gaan bly of nie. Hy word opgerig, maar hoogmoed kom in. En God sê, ek kan jou nie daar hê nie. Want, wie se volk is Israel? God se volk. Is nie Saul se volk nie. Maar Saul het begin dink, hy kan doen net wat hy wil, want hy is mos nou koning. Wat moes die opsieners doen in die geval van Efese? Hulle moes die gemeente versorg. Nou wat beteken dit om iemand te versorg? As jy 'n kudde skape het, of diere, of plante, of enige ietsie, jy moet die regte voeding gee vir daai diere om te groei en te funksioneer. Jy moet veiligheid kan bied, dat daar niks kom en hulle seermaak of verwoes nie. Maar dan moet jy ook, as een van die diere seer is, moet jy ook die regte medikasie gee vir hulle om gesond te word. So dit is die doel van hierdie herders, is om te kyk na die skape wat aan hulle toevertrou is, want die Heilige Gees het hulle in daai posisie gesit. Wie se gemeente is die kerk van Efese? God se. Wie se gemeente is hierdie? God se. Dit is nie Johan se nie. Hierdie kerk is God se kerk. Ek is in 'n posisie gestel van herderskap oor julle. Maar dis nie my kerk nie. Eendag gaan die Here van my vereis om rekenskap te gee oor hoe ek die gemeente bestuur het en gelei het. Hoe ek sy gemeente bestuur het en gelei het. So, na wie moet ons luister rondom die gemeente en die struktuur en alles wat daar rond mee gepaard gaan? Na my? Nee. Die riglyn wat ons het, van die woord wat God vasgevang het vir ons, hoe ons dinge moet doen. Vir my, in die leiding van die gemeente, vir my, in my persoonlike lewe, en vir elkeen van ons wat hierso sit, ook in ons persoonlike lewe, en die gesag wat die Here vir jou gegee het. Want elkeen van ons het 'n gesagsposisie. As jy 'n man is van 'n huis, dan het jy gesag oor 'n gesin. As jy 'n ma is, het jy 'n gesag oor kinders, of wat ook al dit mag wees. Waar jy by die werk is, het jy gesag oor mense. Hoe bestuur jy daai gesag wat jy het oor daai mense? Daai kan ek nie vir jou antwoord nie. Daai kan jy net antwoord met die hulp van die woord. Want daar's goeders wat ons baie keer doen wat nie in lyn is met die woord nie. En dan moet ons toelaat dat 'n regwysing in kan kom. Sê Here, vergewe my vir dit. Wanneer die Here dit uitwys, dat ons dit in lyn kan trek. Want as ons sê die gemeente in Efesus en hierdie gemeente is God se, wat het hy betaal vir daai gemeente? Wat het hy betaal vir die gemeente? Hy het met sy bloed betaal. Besef julle dat al die goud, al die silwer, al die diamante, enige iets wat waardevol is, behoort aan God. En hy kies om te betaal met sy bloed. Duurste prys wat hy kon betaal hy mee. Vir elke persoon wat hierso sit. Vir elke persoon wat homself 'n wedergebore Christen noem. God se bloed het betaal vir elke persoon wat hom nog nie eers ken nie. Het hy die vermoë gegee vir daai persoon om daai prys te vat en ewige lewe te kan beerwe. God het met sy bloed betaal vir elke persoon. My vraag is,
sien ons elke persoon wat hierso sit met die waarde wat Jesus hulle sien. Toe ek hierdie voorberei het, besef ek, Here, ek het nie 'n benul hoe waardevol U elke persoon wat hierso sit sien nie. Ek het nie met my bloed betaal nie. Maar wat is my gebed? Dat ek werklik sal verstaan wat dit gekos het vir elke een van julle om vry te mag wees. Maar wanneer jy na jou vrou kyk, of na jou kinders, besef jy dat dieselfde prys wat vir jou betaal is vir daai persoon ook betaal. Het voel nie altyd so nie. Ons dink nie altyd so nie, maar dit is die realiteit. Jesus het sy bloed gestort vir elke wedergebore Christen om in vryheid te kan lewe. Kom ons vat dit 'n bietjie verder. Kom ons vat dit na buite hierdie kerk se mure. Wat is die verskil tussen 'n boemelaar op die straat en 'n CEO wat 'n biljoenêr is? Niks. Geen verskil nie. Maar is vir ons maklik om dit te sê, né? Maar wat as iemand hier instap wat 'n boemelaar is? Hoe hanteer ons hom? Wat as iemand hier instap wat 'n CEO is, die rykste ou in Brits? Ek weet nie wie hy is nie, maar wat as hy hier in sou stap? Hoe hanteer ons hom dan? So dan kom ons woorde en ons aksies nie altyd by mekaar uit nie, is dit so? Maar Jesus het die volle prys betaal vir elke een van daai mense. Nou is my vraag aan jou. Watse een van daai twee ekstreme verdien ewige lewe? Nie een van hulle nie. Ewige lewe is 'n geskenk wat God gegee het, sodat niemand mag trots wees daarin nie. Jy kan niks doen om ewige lewe te kan beerwe nie. Maar my vraag nou aan jou is, wat sal jy eerder wees? 'n Boemelaar met die Here en jy weet jy's wedergebore, of die rykste man in die wêreld sonder God? Wat sal jy eerder wil wees? Dis nou 'n moeilike vraag, nee. Want nie een van ons was al wel, ek kan nie sê nie een van ons nie, maar ek was nog nie op straat gewees nie. Maar ek sal eerder kies om die Here te wil hê, want dit is ewige lewe, as om 'n biljoenêr te wees. Maar ek het nie 'n hoop vir die lewe na die dood nie. Jesus het die volle prys betaal vir elke persoon. Kan ek en jy leer om mense met die waarde te sien wat God elke persoon mee sien? Al maak hulle ons partykeer kwaad. Al hou ons nie altyd van hulle nie. Om ons gedagtes eerder te vernuwe en te sê, Here, wys vir my, wat sien U in daai persoon? Wys vir my, hoekom U 'n plan het met daai persoon, en mag ek bid vir voorspoed vir my vyande, nie teëspoed nie. Mag ek U vra om hulle te lei en te leer en te help, in plaas van om moeilikheid vir hulle te bring oor hulle pad. Paulus is nie baie positief in hierdie gedeelte wat hy bied nie. En ek wil graag baie positief wees, maar ek kan nie vir julle iets gee wat Paulus nie hierso in hierdie gedeelte gee nie. Partykeer het ons nodig om harde, moeilike woorde te hoor. Hoekom? Want ons kort daai teregwysing om reg weet te kom in die plan wat die Here vir ons het. Want hy het vir ons voorspoed en nie teëspoed nie. Maar dan moet ons in die weg wandel wat hy vir ons voorberei het. Hy sê nie, ag, dis okay, dit gaan so lekker wees wanneer ek weg is, gaan dit aan nie. Nee, hy waarsku hulle, hy verduidelik hulle die erns van wat gaan kom. Hoekom? Hoekom sê Paulus al hierdie? Kom ons lees in vers 29 en 30. Want ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. So hy begin eers by homself. En hy gaan verder en hy sê, julle moet verstaan dat hierdie gemeente wat julle oor leierskap het Jesus gekoop met sy bloed. En ek deel al hierdie met julle, dat julle moet verstaan
iets gaan gebeur wanneer ek weggaan. Hy sê nie dit gaan moontlik gebeur nie. Hy sê nie miskien nie. Hy sê daar gaan wolwe kom. En hierdie wolwe wat hy van praat, is nie klein wolfies wat net op jou hakskeen kom byt nie. Hy sê wrede wolwe gaan kom. En wat is die doel van die wrede wolf? Hy wil nou 'n skaap wees. Nee, glad nie 'n begeerte om 'n skaap te wees nie. Hy het die begeerte om die kudde te kom verwoes. Dit is wat daai wrede wolf wil kom doen. En hy waarsku hulle teen dit. Hy sê vir hulle, wees waaksaam vir dit wat kom. Daar is 'n verantwoordelikheid wat 'n herder van skape dra, wat die skape nie van weet nie. Hy moet hulle bewaar teen die wrede wolwe. Dit is 'n verantwoordelikheid wat die skape nie hoef te dra nie. As jy kyk na 'n herder met sy skape, hy sê waar hulle gaan, en daai skape gaan maar net saam. En hulle eet lekker. Hulle weet nie eers daar was 'n wolf gewees nie. Hulle weet nie eers wat het gebeur nie. Want hulle moet beskerm wees. Dis 'n gewig wat hulle nie hoef te dra nie. Maar as daai verantwoordelikheid geminag word, dan gaan die kudde nie gespaar word nie. Daar is 'n opdrag wat gegee word, nie net vir my nie, vir elke persoon wat 'n herder is, dat hy die kudde moet beskerm. Hy moet hulle bewaar en nie toelaat dat die wolwe inkom nie. Hoe moet dit voel vir daai mans om hierdie nuus te kon kry, om te weet dat hulle nie Paulus gaan sien nie, om te weet daar gaan wrede wolwe kom wat die kudde wil verwoes. Maar hy sê daar is nog. Hy sê daar gaan in julle midde mense opstaan wat, hy sê hierso in die gedeelte, hy sê verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Nou die Engels praat van pervers en die Afrikaans vir dit is pervers. Nou wat is dit om pervers te wees? Dit is om iets wat goed is, iets wat God heilig en goed gemaak het te vat en net te verdraai. Dan maak jy dit pervers. So wat sê hy vir hulle? Hy sê daar gaan ouens kom in julle midde wat die waarheid gaan vat en dit net 'n bietjie draai. Dit net 'n bietjie in 'n ander rigting vat. Vir watse rede? Om die mense agter hulle aan te vat. Weet jy hoe moeilik is daai woorde? Want dit is maklik om die wolwe weg te hou. Die skape weet nie eers altyd van dit nie. Maar wanneer daar iemand in die midde opstaan om mense weg te trek, daai maak baie meer seer as die wolf wat buite is, wat weggehou word. Daai maak baie meer seer in verhoudings, wanneer iemand opstaan om die mense agter hulle aan te trek. En ek wil vir jou vandag sê, as jy iemand of iets anders volg, behalwe Jesus, dan is jy nie besig op die regte pad nie. Jy het 'n groot probleem, punt. Jy moet Jesus volg. Jy moenie my volg nie. Jy moenie iemand op YouTube volg nie. Jy moet Jesus volg. My primêre doel is om julle vas te maak aan Jesus. Om Jesus vir julle te wys en nie enige iets anders nie. As ons vas is aan Jesus, weet ek dat julle veilig gaan wees as daar enige iets sou gebeur met my. As julle vas is aan Jesus, dan weet ek julle is op die regte plek, want dit is wat nodig is. Ons moet nie mense, wanneer jy 'n disippelskap met iemand stap, moenie daai persoon aan jou vasmaak nie. Maak hom aan Jesus vas. Maar nou is ons gekonfronteer met wolwe wat in gaan kom. Ons is gekonfronteer met mense wat op gaan staan in die midde om mense weg te trek van Jesus af. En wat sê Paulus moet hulle doen? Kom ons lees vers 31 tot 32. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die heiliges. So hy deel met hulle hierdie slegte nuus. En hy sê vir hulle, hou wag. Hy sê vir hulle, pas op,
pas toe wat ek vir julle geleer het. Hou waak, wees versigtig, maar moenie dat dit jou gemoed beïnvloed nie. Hy gaan verder en hy sê, wanneer ek hierdie met hulle gedeel het, ek het almal gewaarsku vir 3 jaar lank, het ek mense gewaarsku met trane, maar elke persoon moet nou self besluit hoe hulle gaan reageer op dit wat Paulus gedeel het. Die beste wat ek en jy kan doen, is om iemand oor te los in die hande van die Here. Ons wil baie keer ingryp en ons eie planne maak en ons eie dinge wil doen, maar hy sê los hulle oor aan die Here. Ek gee julle nou oor, hy sê vir hulle, ek gee julle nou oor aan die Here en hy gaan julle verder lei en leer. En hy sê die woord van genade het die vermoë om julle op te bou en 'n erfgenaam te maak saam met al die ander heiliges. Jesus is die enigste ene wat ons 'n posisie in ewigheid kan gee. Besef julle dit? Nie ek nie, nie jou goeie werke nie, nie met wie jy getroud is nie. Net Jesus het die vermoë om jou 'n erfgenaam te maak met die heiliges. Paulus sluit hierdie gedeelte af en hy sê, ek het alles wat ek hier by julle gedoen het, nie julle enigsins voor geld gevra nie. Ek het uit my eie sak uit voorsien vir alles wat ek nodig gehad het en die ander mense rondom my. Nou ek wil vir jou sê, dit vat iemand spesiaal om voltyds te kan werk en te bedien. Dit is 'n gawe wat, daar's baie min mense wat ek weet wat die vermoë het om voltyds te kan werk en te kan bedien. Maar ek wil vir jou net 'n idee gee van wat Paulus gedoen het in hierdie mans se lewens. So, ek wil vir jou vra, wie van julle het 30 minute 'n dag tyd beskikbaar? Wie sou sê julle het? 30 minute, 15 minute? 15 minute makliker beskikbaar. So kom ons werk op 15 minute. As jy 15 minute spandeer aan die woord van God, dan is jy binne 6 maande tot 'n jaar deur die Bybel. Besef jy, net 15 minute as jy dit sou lees. 6 maande tot 'n jaar. Nou wat Paulus gedoen het is, hy het 4 ure 'n dag, 6 dae 'n week met hierdie ouens gespandeer. So die tyd wat hy aan hulle gespandeer het was oor die 2300 ure wat hy die woord van God in hulle ingebou het. So hierdie ouens is goed toegerus gewees. Hulle het alles gehad wat hulle nodig sou hê vir die pad wat voorlê. Nou Paulus was die uitsondering. Hy was nie die norm gewees om so te kan bedien en te werk nie. Die Here het hom die vermoë gegee om dit te kan doen. Maar wat vir my interessant is Paulus deel woorde van Jesus wat nêrens anders in die evangelie staan nie. Hy sê dit is, laat ek net sê daai gedeelte mooi lees. In vers 35 staan daar, ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Nou nêrens in een van die ander evangelies staan dit nie. Praat Paulus die waarheid hierso of nie? Hy praat die waarheid, verseker. Want Johannes skryf, hy sê, as ons alles moes vasvang wat Jesus gedoen en gesê het, is daar nie genoeg boeke in die wêreld beskikbaar om dit te hou nie. So dit wat Paulus hierso deel, kan ons vat as die waarheid wat Jesus gesê het. En hy sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. In Matteus 5 lees ons van die saligheid spreuke. Kom ons lees gou in Matteus 5. Ek wil dit net hê julle moet saam met my daai gedeelte lees in Matteus 5. Vanaf vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid,
want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En hier kom nog een en hy sê, saliger is die ene wat gee as die ene wat ontvang. Hierdie spreek 'n hartstoestand aan van ons as mens. Want van kinds af word ons geleer om te kry, gee. Ek soek. Maar hierso sê Paulus, dit is beter om te gee as om te ontvang. Ek en jy moet 'n kopskuif maak. Want wanneer ons kyk na iemand se lewe, dan is dit baie maklik vir ons om te sê, kyk daai persoon se lewe, kyk my lewe, ek kan nie help nie. Dis nie in my vermoë om iemand te kan help of iets te kan doen nie. Maar ek wil vir jou waarborg vandag, jy kan nie God uitgee nie. As jy gaan gehoorsaam wees om te gee wanneer die Here vir jou sê om te gee, gaan hy jou altyd meer seën as wat jy kan dink. Maar die rede hoekom ons gee, moet nie wees om geseën te word nie. Die rede hoekom ons moet gee, is omdat die Here van ons verwag om sy hande en voete te wees, om ander te kan help en te ondersteun. So ek en jy moet 'n hartstoestand verandering laat plaasvind, om te sê, Here, ek wil gee. Ek besef, ek het eintlik niks om te gee nie. Maar dit wat ek het, dit sal ek gee. En ek wil jou waarborg dat die Here gaan voorsien, bo enige manier wat jy dink moontlik kan wees. Nadat Paulus al hierdie gesê het, kniel hy saam met hulle en hulle bid. En daar kom 'n geween van hierdie mense wat hartseer is oor Paulus wat moet gaan. En ek besef, vir hulle is dit baie moeilik. Daar's dalk mense wat julle al moes afstaan, wat moes gegaan het iewers heen. Iemand wat oorlede dalk is, of wat ook al dit mag wees. Ons moet nie vaskyk aan daai oomblik nie. Ons moet kan treur in die oomblik. Ons moet hartseer kan wees. Maar dan moet ons oë oprig en sê, Here, wat is u plan met my? Wat is u doel en rigting wat ek in moet beweeg? Want my hoop is nie in die mense wat moes gaan nie. U het 'n plan met hulle lewe. U het bepaal daai persoon se tyd het tot 'n einde gekom. Maar wat nou van my? Hoe lyk die pad vir my nou vorentoe? So my vraag aan jou vandag is, waar lê jou vertroue vir die hoop vir ewigheid? Lê dit in 'n mens? Lê dit in jouself? Lê dit in hoe goed jy dink jy is? Of lê dit vasgevang in dit wat Jesus vir jou op die kruis gedoen het? Wat is jou maatstaf om te meet waar volgens jy jou lewe moet lei? Is dit ander mense se opinies? Of is dit die woord van God? Vat jy hierdie woord en jy bestudeer dit en laat toe dat dit jou was en jou skoonmaak en in lyn kry met die plan wat die Here het vir jou lewe? Of sê, kom ons sien maar wat gaan gebeur vandag. Ek wil vir jou sê, wees waaksaam na wie jy luister of na wat jy kyk. Want as ons gaan toelaat om 'n deur oop te maak vir iets kleins, binnekort raak dit iets baie groters. Ons moet ons fokus nooit op iemand sit nie. Ons moet ons fokus nie afhaal van Jesus af nie. Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Ons moet ons oë op hom hou. Ek wil julle los met hierdie hoop, dat Jesus is die een wat elke persoon 'n plek in ewigheid gee.
Jesus is die enigste manier vir iemand om ewige lewe te beerwe. Dit is hoop wat niemand van jou af weg kan vat nie. Wat geen omstandighede van jou af wegvat nie. Of jy ryk of arm of wat ook al mag wees, of jy kan loop of nie kan loop nie. Jesus het gesterf en as jy daai hoop het vir ewige lewe, dan waarborg ek jou, hy het 'n plan en 'n doel vir jou om uit te leef.